Ek staan hier op die ou stasie van Cullinan, net buite Pretoria. En hier hou ek 'n replika van die grootste diamant wat nog ooit in die wêreld gevind was. Maar ons is nie vandag hier om diamante te soek nie. Ons is hier om te gesels met 'n baie interessante gemeenskap. Jare gelede het ek gehoor van 'n swart gemeenskap net buite Cullinan wat Afrikaans as moedertaal het. En ons het hulle gevind by Onverwacht. So ek gaan vandag gesels met die mense van Onverwacht. Hulle geskiedenis is baie ryk en is verweef met die Groot Trek, met die Anglo-Boereoorlog en hoe hulle die grond in die hande gekry het, is 'n heel ander storie. Maar ek wil nie verder praat nie. Ek wil liewer dat die mense van Onverwacht hulle eie storie vertel. Wat ek van weet van die plaas, onze plaas bestaan uit onze opa, Grootjie, Napai. En hij was in die Boereoorlog samen met oom Paul Creer. En voor die oorlog het oom Paul Creer vir hulle beloof dat as hulle die Boereoorlog wen, dan gaan hy elkeen iets gee, of hulle nou wen of verloor, gaan hy maar vir hulle nog iets gee. Tot hulle nou die Boereoorlog verloor, maar toe behou oom Paul Creer sy woord wat hy aan hulle beloof het van hy iets gee. Toe gee hy vir hulle elkeen 'n stuk grond, verskillende gronde, was 2 broers van die Napais, en toe hy nou vir hulle die grond gee, toe sê hy vir hulle dat hulle moet maar self die plaas die naam gee. Toe gee my opa Grootjie die naam, hierdie plaas, toe noem hy dit Onverwacht. Mary Groot Trek. Die Napais, hulle was deel van die Groot Trek en hulle het hier op geëindig. En as ek ook bietjie kan onthou, ek dink daar was ook in die dae van die slavery en hulle het mos oorgetrek met die groot boere mos tot hier so ja. En ja, van die slavery en al die dinge. So toe het hulle nou hier op geëindig. Hier op Onverwacht. En toe daar 'n boereoorlog uitgebreek en hulle moes deel gewees het van die oorlog. My voorouers het saam met die voortrekkers aangekom. Uit die Kaap. Uit die Kaap uit. Hier op Onverwacht het hulle kom huisves. Seker maar in tente en sovoorts. Die eienaar van hierdie grond Onverwacht is 'n meneer Erasmus. En toe het hulle 'n ooreenkoms gehad, hierdie voortrekkers. So het ons maar groot geword met boerdery, daai plaaslike lewe. En toe was daar 'n ooreenkoms gesluit met die trekkers, die voortrekkers en die boere. Erasmus het 'n ooreenkoms met ons voorouers gehad en vir hulle gesê, daar's 'n oorlog wat sal ontstaan tussen die boere en die Engelse. Wen hulle die oorlog as die voortrekkers, dan skenk hy die plek Onverwacht vir hulle. Verloor hulle die oorlog, dan sal hy aan hulle verkoop, maar hy wil hulle nie sommer wegwys nie. En toe het hulle nou die oorlog verloor. Toe het hy aan elke grondeienaar, dit was
al wat leef, wat hier saam met die trekkers aangekom het, ongeag ras, was dit deur mekaar ras. Het ek toe vir hulle 'n stukkie bekostigbare grond gekoop. So het ons ook maar groot geword, gebore geraak, slim geword, en dit is die geskiedenis wat ons van ons ouers gekry het. Oma Dorothea en opa Patrick het uit die Kaap uitgekom uit Stellenbosch uit, saam met die Great Trek. Sy het nog daai voortrekker kleed gedra. Sy is dood met hom, maar die kapie op haar kop, toe sê ek vir hulle, bring julle van my die kapie. My auntie het nooit die kapie gevra nie, in die voorskoot. Het toe vroeg voorskoot, recht dat daai oud gedrag. So my ou mense kom almal uit die Kaap uit, met die Great Trek. My ma as Pietersen, my pa as Manuel. Nou so ek weet nie, maar my ouma, se man, die van my pa se kant af, is 'n Mtswana, is 'n koning, Pilani. En my ouma van die Kaap is Pietersen. Nou weet ek nie. Sy is 'n Xhosa. My ouma is 'n Xhosa. So nou ek weet nie waarvan as is dit. Waar moet hulle my stel? So lank as ek lewe en ek sal so oud, ek loop nie met 'n kier nie. Dankie. Onverwacht is soos die plek wat hulle sê is 'n plek Afrikaners. Zoals hij hem kent, is hij history en dan zoals later toen mensen af Spedi, Zulu, dat maar is een klein plek waar mensen samenwerken. Ek het hier gekom toe ek 7 jaar oud, Desember. En van daar af is ek maar hier en onverwacht tot nou vandag toe. Die was 'n stil plek. 'n baie stil plek, net een ry hier af van bo af tot onder. Was net een ry in hierdie kant huise. En dit was 'n stil plek, dit was 'n lekker plek. Ek hou tot nou nog toe van hom. Want hier was alles. Hier was perskes, druiwe, alles, al die groente, al die vrugte. 'n groentetuin. Ons het 'n voorraad wat Mr. Malang hulle kan oopmaak vir ons die water, dan kom dit. Dan ons het koring tot koring gesaai. Ons het nie flower gaan koop in die winkels. Nee, ons het nie geweet van flower in winkels nie. As wat ek nou die dag van een van my kindertjies gesê dat ons het hier gesels en toe sê ek vir hulle, kan julle net bietjie net die foons neersit? Kom ons, en ek dink ek het met hulle hierdie gesprek gehad. Kom mama vir julle 'n bietjie vertel oor wat het onverwag destyds gegaan. Onverwag was 'n baie stil en 'n teruggetrokke plek geweest. Onverwag was 'n plek dat as jy opgestaan het dan jy het gevoel dat ek staan nou nie net op nie, maar daar's iets waarvoor ek nou opstaan. En ek het vir hulle al daai dingetjies geverduidelik en hulle was so bly om dit te kan hoor. As ek dink aan die dae toe ons in onverwag groot geraak het, was kinders nog kinders. Ons kon nog altyd poppehuisie gespeel het. Ons kon nog altyd veilig geraak het, want onverwag was onverwag. As ek het gaan werk. Eers kombuiswerk, ek kan al die blanke hier rondom. Ek het by die Van der Bergs gewerk, by die Wolfart, by Steenkamp, maar daar's niemand nie, tot hulle kinders is al dood. Ek lewe nog, en ry ek op 'n fiets. En na dit het ek in die myn gaan werk. Ek het nooit gesit nie, ek hou nie van sit nie. Else ledigheid is die kussing van die duiwel, so ek hou my altyd besig. Ons het ons eie groentetuine gehad. Kyk, elke seisoen het ons nou sy plante gehad wat hulle geplant het. Koring, mielies, groente elke seisoen. Ons het gelewe van dit. En met water wat hulle uit die damme uitgekry het. Hier was 'n voor wat geloop het. Dan die
ons ouers maar so om die beurte gemaak, om hulle lande nat te lê, om die groente in stand te hou. En ons het baie goed gegaan met ons, baie goed. My pa het selfs 'n slaghuis hier gehad, 'n geregistreerde slaghuis. Hy het sy lewe lank gewerk ook in Johannesburg, waar hy ook maar goed versamel het. Hy het gery per fiets, waar hy ook maar sy salaris verdien het, en so het hy ook sy vee aangekoop, een vir een, en my ma het dit maar hier versorg en het dit gekyk, so het sy haar kinders ook groot gemaak, met die wat sy ook maar die boerdery aan die gang gehou het. En toe hy nou klaar sy doel bereik het, toe het hy kom aansoek doen vir 'n slaghuis. Toe het hy geregistreer vir 'n slaghuis, hy het sy eie vee gehad, hy het aangekoop ook, maar grotensdeel het hy van sy eie goed geslag. Inspekteurs het gekom, dit goedgekeur, en so het hy die vleis verkoop. Hulle het maar die ossewa gebruik in die beeste. Dan het hulle na gesin tot gesin gegaan. Elkeen sê ek gee nou soveel sakke, dit opgeskryf, mielies of koring, en dan het hulle nou gery Bronkhorstspruit toe. En dan het hulle daar by Gottridge, wat nou nog bestaan, dit gaan verruil vir mieliegereis, breekmielies, mieliemeel, vir alles, dat boekmeel, en so het ons bestaan. Hulle het self gebak ook, my ma het vir ons gebak, sy het 'n oond, 'n buitebak oond gehad. So het sy geknie en vir ons brode gebak, koek gebak, en daarmee het ons aangegaan. Vir baie jaar kleuterskool gaan. Ek het op die voorstoep begin, met 2 kinders. En so het hulle aangekom, so het ons die ouers aangemoedig, ouers, kyk julle maar uit vir 'n verdienste, bring die kinders, ek sal hulle versorg, ek sal hulle nog opvoed, en dan moet julle hulle in die middag kom haal. Vir 'n baie klein tarief vir R100. Maar ek het gesorg dat hulle eet, want die onkoste was ook nie so groot. Ons het uit die tuine uitgelewe en uit die lande uit. Ek is gedien as welsyn organiseerder hier in Onverwacht. Die behoeftes van die mense, probleme geskryf en dan nou vir hulle genader en gesê kom man, hier's nou 'n tekort kome aan dit of dat en dit en dit in Onverwacht. So het ek met hulle deurmekaar geraak. En soos ek al reeds gesê het, ek was op die raad, ek was 'n raadslid. Ja. Toe begin dit nou dat daar van die kinders was wat mishandel word. My eerste pleegkind was 'n Priska Standers gewees. Sy bestaan nou nog. Sy bly in Refilo. Sy het 2 kinders. Een van haar kindertjies is oorlede, maar sy 2 wat lewe, hulle was 3. Sy kontak my nog baie. En na dit het ek sommer, ek weet nie, elke slag sien ek net die welsyn kom aan. Kom ons nou tegemoet, hier's nou weer 'n probleem, hier's kinders. En aanvaar ek maar die kinders, so het ons hier in hierdie huis gebly. Daai voorste gebou in die Jaard was 'n dubbelverdieping. Daar het ek ook ingerig en plek gemaak en kinders versorg. Hoeveel kinders het jy versorg? Ek kan sê min of meer 17, want dit het gegaan en gekom. Anders het 18 geword, dan moet hulle nou maar gaan. Die anders het intussen ook maar die hulle pad byster geraak, of bietjie stout geraak, en moet hulle nou na 'n kinderhuis toe, maar so is hulle almal uit hierdie hande uit. As ons dit nou met compare, soos dit nou is, en back then, is daar 'n groot difference, daar's 'n groot verskil. Daar was nie krag nie, ons moet met kersse gelig dit. Ja, ons het vuur, ons het geweet, ons moet vuur maak, ons moet opstaan, vroeg in die oggend en ons moet vuur maak. Ons het geweet 6 uur voor die son sak, moet die kersse al gelig wees, die huis moet lig wees, want my ouma het altyd hy gesê, jy weet hoe noem dit gesê of iets wat sy gesê het, as die kersse nie voor 6 uur aan is, dan gaan die dooie mense verby. So ons het altyd seker gemaak, sê dat ons nie ons die ligte ons met die kersse gaan aansteek want die dooie mense gaan verby gaan. So which means ons glo aan
Jou ancestors, hulle gee vir jou lak en goed soos dit so. En jou ancestors hulle soek lig actually. En hulle kom in 'n huis in waar daar lig is. Ja, so dis hoe ons altyd hardloop. 6 uur moet ons hardloop om die kersse aan te steek. Ek is at peace. Ek kan nog tot 10 uur in die aand in die straat loop en dan weet ek niks gaan met my gebeur nie. Ja. So dis 'n veilige plek. Dis veilig. Ek kan sê dit is as ek het moet 'n percentage gee, sal ek sê dis nog 70% veilig. Maar soos in back in the day, soos ons nog weet groot geword het, soos ek sê soos in die 90s, toe daar nog in die krag. 'n Vreemdeling as hy verby jou geloop, jy sou geweet dat jy kon hom geïdentifieer het, indien wat jy geweet het. Al sien jy die gesig nie, maar al wat jy kon geken het is net die stap, en het jy geweet nie, hy is wie en hy is wie. As ek nou terugdink na ons skool daar en ek kyk nou na die moderne kinders wat nou besig is om groot te word, dan voel jy nog as 'n ouer, jy weet so dinge kan baie kere teruggaan die tyd toe jy nog groot geraak het. So ons het baie wonderlike dae gehad by Onverwag Primêre Skool. Ons was baie betrokke met plantery. Daar was so baie aktiwiteite wat ons kon selfs gedoen het as kinders by ons skoolterreine. Afrikaans het ek uit my moeder se bors uit toe. Ek het nog nooit aan 'n taal gepraat nie. Maar by my ouma het ons Hollands gepraat. Eerste taal was Hollands. Ja, ek kan nou nog nie reg Psalm 103 in Afrikaans lees of bid nie. Ek bid in Hollands. Bid ons vir my. Loof die Heer, o my siel, al wat binne U is in my heilige naam. Loof die Heer, vergeet geen van sy wildade, wat die ongeregtighede vergewe, wat die krankhede genees, die gelewen verlos van het verderf, die kroon met goedertieren en barmhartigheid. Ek kan hom net in Hollands. Ek kry hom nie reg in Afrikaans nie. Afrikaans was altyd my spreektaal. En ek sal ook nie afsien van Afrikaans nie, want daar is niks anders wat ek nou kan sê wat ek kan aan vashang behalwe Afrikaans. Ek ken 'n paar verskillende tale. Ek ken Sotho. Ek ken so 'n bietjie Zulu. Ek ken Engels, maar oorspronklik as ek wil my uitspreek oor iets wat ek nou wil sê, dan moet ek Afrikaans praat. Dan kan ek myself verduidelik wat ek wil sê. Maar as ek nou met 'n ander taal sê, is ek bang sal ek hier langs die pad vashaak. Maar ek glo nie in Afrikaans kan ek vashaak. Ek sal hom nie trek vir 'n ander plek. Ek dink om na 'n besige plek toe nou te trek, ek gaan nie aan kan blend nie. En daar's nie, jy kan sien ons sukkel baie aan die ander plekke. Daar's nie Afrikaans. Onverwag as daar nog Afrikaans. Ek kan nog my moedertaal praat soos ek wil. Well, as a blended community nou is nie weer soos eerste want het meer kleur langs gewas het, ons groot gewas het. Nou is dit 'n blended community. Maar jy kan sien daar is nog baie van Afrikaans praat. Tot die blended community weet om te sê. Nou en dan hulle verstaan die Afrikaans taal. So my kinders loop by skool net daarso. My firstborn het dan Onverwag Primary geloop. Toe kom hy combine toe. Hy's nou uit Lazarus, het hy sy matriek klaar gemaak. Hy's nou aan 'n learnership in. Iewers, ja. So jy kan sien om te sê, as daarom in ons tabbelsens, ons moet nog steeds sê dankie vir God, om te sê, through, daar is nie geld om te sorg, daar is nie werke nie, maar daar is 'n skool. Daai skool is die beste skool. Ons praat Afrikaans in die huise, maar dit is dus omdat ek nog glo aan Afrikaans. Ek glo nog steeds aan my moedertaal. Dit was my moedertaal. Toe ek begin praat met Afrikaans. So ek glo vastig en ek voel hulle moet ook en so met hulle nog steeds generasie nog steeds moet aangemoedig word om nog steeds Afrikaans te praat.
Afrikaans groot geworden, daar kan ik weer weggooien. Ik kan baie talen praten daarom. Ik kan Zulu praten, ik kan Spedi praten. Ja, ik verstaan Songa, een beetje daar en daar. Ja, ik verstaan baie talen, maar die feit om te zeggen, ik is nog in een community waar mijn moedertaal nog domineert. Dat is alles voor mij. Van mijn kinders, ik is getrouwd met een Swati man. Hij was een Kosi. So, aan die huisen is meest van die tijd Engels. En als ik met hulle praat, praat ik Afrikaans. Soos die baba nou, voor die baba, hij 6 maanden nou, is makkelijker om te zeggen, Nathan moet niet, Nathan doet dat, Nathan. Laat die kind kan verstaan. So, ik maak hulle groet om te zeggen, oké, julle pa is 'n Swati man, ek is 'n kleerling. And which is hulle sla blended familie, hulle verstaan allerlei tale. Hulle verstaan Afrikaans baie mooi, hulle verstaan hulle pa se taal baie mooi, en hulle hou van Engels. Ja, die plekken was lekker, maar ons had een beetje zo gesukkel, want er was niet water die tijd niet. Dat was ons met die boorgat maken met die handen en zo aan. Dat was de eerste mensen die die boorgat gebruik van die emmer. Het gebruik die merkie om die water te scheppen. En nou is daar weer niet water. Nou, hey, toen was die water het hier begin. Hier zo 1994. Toen begon die water hier wees en die kracht ook 1995. En dan van daar af ons het water. Die goed het net missing hier zo bij 2013, 2010. Toen begon nou die story van die trookjes van die water. Maar die plek heeft zijn eigen water. Zoals ik heb mijn eigen water hier bij die plaats. Maar het is net, als kan, sinds weet niet wat het gebeurt. Het gezegd die pomp het stuk en zo aan. Oor die jare, oor die verloop van die jare het dit baie verander. Baie verander. Destyds het ons nie elektrisiteit gehad nie en onverwag nie. Ek het groot gekom word en onverwag toe is daar nie elektrisiteit nie, waarvandaan ons moes kersies gebruik het en lampies gebruik het. So vir my dis opgewonde tye daai. Vir my as ek nog altyd kan terugsit en my kinders vertel daarvan, dan word ek nog altyd opgewonder. En destyds het ons by die put, by die draaiput water gaan skep om water te kan kry, want ons was nie so bevoorreg nie, soos nou nie, dat nou is daar mos nog krane wat vir ons water kan supply en al daai, maar destyds was daar nie sulke dinge gewees nie. So jy moet kon geweet het as 'n meisietjie wat groot word in die gemeenskap en dat jy al jou tye so reg geken dat voor skooltye moes jy altyd vroeg opgestaan het en water gaan skep het en voorberei het vir al hierdie dinge. Die water is 'n groot krisis vir ons en onverwag. Ons het boorgate. Weet je, het is nog daar, maar deur die politiek goeders en ons kan nie weer water kry. Ons kry net waters met die water tanks. Ander tyd is dit veel water. Is dit nie regte water nie. So as jy jou eie tuin het in jou jaar, dan is dit 'n bietjie swaar. Want jy moet drink uit daai water, jy moet was uit daai water, jy moet kook uit daai water uit. Ek wil nie in die oggend opstaan en in die son sit. Ek wil in 'n tuin werk. Ek wil iets doen. Wil besig bly. Ek is 71. Daar hang my slangsak nog steeds. Elke oggend. Die tuin werk ek self met my eie hande en die ander tuin. Ja. Dit is mooi skoon as my tuin. Ek sien dit lyk pragtig. Ja. Vandag boer ons maar op die 2 hektare wat ons gekry het. Ja. Ons plant groente en ons doen alles op ons gronde. Ja. Dis hoe ons hier beland het. En ek is al hierso van 1960 af. Eers begin op my pa se 2 hektare aan die bokant. En 1980 het ek my eie 2 hektare gekoop van iemand anders af wat ook
van die 2 hektars gekry het ek nou hierdie 2 hektar gedeelte 6 gekoop van daardie persoon af. In elk geval 'n bondel kry. Hier by die plaas beland weer op my 2 hektar begin. Klein boer, plant nou groente, spinasies, ewe en so voort. Ons tekort hierso is nog net water. Ek kan nie my hele 2 hektar werk nie, omdat ek nie water het nie. Ek trek water 400 meter van die spruit af. Ek trek water 400 meter van die spruit af, op hiernatoe, om my groente nat te maak. Die water wat die trokke hier aflaai, is die water wat ons gebruik om te drink. Ons het 'n waterkan wat net hier naby staan, wat gebou was vir die gemeenskap se water. Die water staan in roes, die krane is toegedraai. Ons mag nie daai water gebruik nie. Vandag moet ons nou trokwater gebruik. As ons 'n government soos ons 'n boorgate weer kan regmaak. Laat die mense vir vrede, soos die ouma sê, om te sê, hulle hoef nie gestres het om te sê, daar's nie sheba, daar's nie vlees vanaand nie, maar wat gaan ek eet vanaand? Hulle het geweet hulle gaan tuin toe. Daar's spinasie in die tuin, daar's tomaties, daar's eie in haar tuin, en sy hoef nie te stres van kos weer nie. Sy weet om te sê, as ek meel het, as ek olie het, ek is daarom reg vir die week. Ek sal maar naar my tuin toe gaan. Melktert. Die oud tijds melktert. Nee, dan heb je mijn dag gemaakt. Ik had baie lief vir melktert. Ik kan hem niet maken. Ik was gelukkig. En pannenkoek. Ik hou van alles wat zoet is, daarom had ik niet aan in mijn mond. Eendag vraagt iemand van mij, maar kom maar jouw tanden. Je hebt niet tanden amper in je mond. Je klaar altijd van je. Dus ik eet alles wat zoet is. Als ik koos eet zondag, ik zoek mijn pompoen. Ja. Of mijn patat. Zoet. Als ik dit niet eet, dan maak ik soepwortels. Nou, hulle kinders eet gaan soet. Wat weet hulle? Kan nie kosten. Ons het baie lekker geëet. My ouma koos vir ons lekker. My auntie altyd as ek verjaar, dan bak sy vir my 'n paar pannekoeke, soms in die winter. Warm pannekoeke, as ek hier in die huis kom en sy sê, bring 2 van jou chomies saam, dan kom drink julle, dan weet ek is my verjaardag. Nou terugkyk na onverwag het baie vergroter. Onverwag was 'n baie klein gemeente. Tot van nou is onverwag vir baie buite mense 'n klein gemeente, maar destyds toe ons groot word, toe het ons regtig geweet dat onverwag 'n baie klein gemeente is. En die rede hoekom ek sê destyds het ons gelewe soos families, want as jy in onverwag destyds gestap het, as dit Kersfeestye gewees het, dan het jy gevoel daai atmosfeer van dit is nou Kersfees. Want as jy nog by so 'n ander tannie se huis verbystap, dan ruik jy al klaar lekker uit die Kersfeeskos. En as jy nog weer by die ander tannie aankom, dan gee hulle sommer nog vir jou koekie of 'n koeldrankie om te drink. Dit is hoe onverwag ons destyds gevoel het, soos 'n plek wat baie sy was. Onverwag was baie, hoe kan ek sê, vir ons baie 'n plek waar jy gevoel dat as jy opstaan in die oggend en voordat jy gaan slaap in die nag, is daar niks om oor te worry nie. Van 'n baie stil plek en 'n baie teruggetrokke plek en 'n plek waarvan nie net ek alleen betrokke is nie, maar ons almal is betrokke as 'n gemeenskap. Soos, hoe kan ek dit nou sê? My vriend se moeder was nie net haar moeder alleen nie, maar sy was my moeder ook gewees. So ons kon baie gemaklik gevoel het in onverwag, omdat ons mekaar kon geken het en geweet het op die huidige oomblik in wat se standaarde of op wat se standaarde onverwag is. Iets wat ek hou van onverwag is om te sê, dat is peace, die mense, en is baie veilig. So as iemand kom in my huis en kom aanbreek, jy gaan weet, jy gaan uitvind wie is het. So ja, en is 'n baie vriendelike plek.
kinders hier groot te maak is beter as in die stad. In die stad raak hulle op 'n vroeëre ouderdom aan middels betrokke, draaks en so voort. Maar hier sal hulle reg goed ontmoet wanneer hulle eers op hoërskool gaan. Maar nie van kleins af. Oké, obvious dat nou baie veranderings. Oké, die plek moet ook gedevelop word. Dus dan development moet daar wees. Hy kan nie net op die ou onverwag wil bly met die grondpaaie. Ons het water uit die put uit geskep, jy weet, met 'n ketting en ek meen plek moet verander word, verstaan jy my? Maar 'n plek moet ook reg verander word, verstaan jy my? Dit moet op 'n regte basis gedoen word, dit moet fair en square moet dit gedoen word. Al kan ek 'n miljonair wees, ek sal nie uittrek nie. Ek sal net in sentrum gaan bly nie. Wat maak onverwags jou so lekker? Man, vir my is dit stil en ek is gewoond om tussen ons arme mense te bly. Ek is gewoond daar. Ek wil net tussen hulle bly. Ek kan hoe ryk wees, maar kan hulle nie verlaat. Ja. As ek by 'n ander plek groot gewees het, sou ek niks geweet het. Actually wat hier is nie waar deur ons ouers, ons voorouers gegaan het, verstaan jy my? En dit maak my proud omdat ek 'n kleinkind van hulle is, verstaan jy my? En ek kan ook praat van hulle en sê, okay, dis waarom dis vir my om daai te protect, daai wat hulle aan ons gegee het, dit wat hulle vir ons waardeur hulle gegaan het, verstaan jy my? Dit gaan altyd 'n hou vas op my, as I will never let go it, want dit is goede wat ek altyd gaan eer en gaan respect. En soos wat hulle nou al jare al uitgesterwe het, they will always be remember. Ons hulle kleinkinders, agterkinders en so gaan my kleinkinders met so hulle gaan ook weet van dit om te sê, julle het 'n history. Julle het voorouers wat geveg het vir onverwag. En hulle moet proud wees daarvan. En hulle moet dit nooit vergeet nie. Saterdag sê iemand, een van my familielid, sy sê, maar jy, dit gaan nog goed met jou. Jy's nog. Ek sê, nee, moet nie so sê nie. Sy sê, nee, ek gaan nog 110. Ek sê, wie ek is nou al klaar moeg. Toe ek vroeër gesê het, ons is nie hier om diamante te soek nie, was ek heeltemal verkeerd geweest, want ons het diamante gekry. En ons het hulle gekry in die mense van onverwacht. Hierdie gemeenskap is baie besonder. Hulle is so verknog aan hulle eie grond, verknog aan onverwacht en aan hulle moedertaal, Afrikaans. Vir my is dit 'n gemeenskap wat nooit vergeet mag word nie. So doen jouself 'n guns as jy ooit in die omgewing is van Cullinan, gaan onverwag toe, gaan tel vir jou diamant daarop. Dit is iets wat jy nooit oor jammer sal wees nie.